Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend in ons gemeente. Ons is bly almal het gekom. Ons het 'n vreeslike mooi preek wat ek vir voorlees vanoggend. Net 'n paar afkondigings van die Eerbare Kerkraad. Vanoggend ek gaan maar hierso kyk. Ons het vir Dominee Roan Stein ter approbasie voorgehou en hy het nog so 2 weke om vir ons te antwoord, so ons hoop ons kry 'n antwoord voor dit. Dan dink ons vanoggend aan hom Henny en dan die Klaasie en dan die Adriel is al 3 siek en dan verjaar hom Henny nou een of ander tyd is vandag. Ons is jammer, hulle is nou nie vanoggend hier so dat ons hom Henny kon gelukwens nie. Dan ook onder meelewing, dink ons vanoggend aan Oom Skalk en dan Christa. Oom Skalk is nog in die hospitaal, soos Jesus sê, in die week sal hy ontslaan word, en dan dit gaan goed met dan Christa die oomblik. Ons dink ook aan Corlia, al lang tyd se geveg. Corlia is in ons gebede. Ons dink ook aan elkeen wat siek is in die gemeente, swaar het. Ons hoop vandag se preek is ook vir troos. Ons vooraf liedere vanoggend is lied 590 vers 1 en 2 en dan lied 219 vers 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Broers en susters, vanoggend ons lofpsalm is lied 163, soos 'n wildspok wat smag na water. So
geloof oor God drie-enig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, na die voorlesing van die wet, sing ons uit lied 585 vers 1 en 2. Ek hou aan die voor die wet soos dit opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
bely ons vanoggend ons volkome afhanklikheid van U. Vader, ons vra dat ons vanoggend met geopende ore, ontvanklike harte sal luister na die woord. Dat ons sal hoor hoe U met ons bemoeienis maak. Dat ons daders van die woord sal wees en nie net hoorders nie. Praat deur die Heilige Gees met ons, maak ons gewillig om die eise van die woord te gehoorsaam. Here, ons dank U vir die troos en die bemoediging van 'n trooster en die beloftes daaraan. Lei ons nou deur die diens van aanbidding en laat ons die ontmoeting met U lewendig ervaar. Ons bid dit alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens uit Skrifbereiding 7:2 vers 1 en 2. Vanoggend kom die woord van die Here tot ons uit Openbaring. Dis 'n redelike lang stuk wat ons gaan lees, maar u gaan dit baie mooi vind en dit gaan met die preek mooi by mekaar kom. So ons lees uit Openbaring 8 tot 11. En toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar vir ongeveer 'n halfuur lank stilte in die hemel neergedaal. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en hulle 7 trompette gegee. 'n Ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee om saam met die gebede van al die heiliges op 'n goue altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die reukwerk het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgestyg. Die engel het toe die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar af gevul en dit op die aarde uitgegooi. En daar was donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. Die 7 engele met die 7 trompette het gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste een het op sy trompet geblaas en daar was haal en vuur gemeng met bloed en dit het op die aarde uitgegooi. 'n derde van die aarde is verskroei. 'n derde van die bome is verskroei en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het op sy trompet geblaas en iets soos 'n enorme berg wat vlammend brand is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van die lewende wesens in die see dood gegaan. En 'n derde van die skepe het vergaan. 'n derde engel het op sy trompet geblaas. 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval op 'n derde van die riviere en op die fonteine. Die ster se naam is Wilde Als. En 'n derde van die waterbronne het soos
wilde als geword, en baie mense het van die water dood gegaan, omdat dit bitter geword het. Die 4de engel het op sy trompet geblaas, en 1/3 van die son, 1/3 van die maan, en 1/3 van die sterre is getref, sodat 1/3 van hulle verduister het. Vir 1/3 van die dag was daar nie lig nie, en net so was dit ook in die nag. En ek het gesien, ek het 'n engel wat hoog in die lug vlieg, met 'n skril stem oorroep, wee die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele binnekort met 'n geskal op hulle trompette blaas. En die 5de engel het op sy trompet geblaas. Toe het ek 'n ster in die hemel op die aarde sien val. Aan hom is die sleutel van die skag na die onpeilbare dieptes gegee. Uit die skag na die onpeilbare dieptes oopgesluit, en rook uit die skag opgeborrel, soos rook uit 'n groot smeltoond. Die son en lig is deur die rook uit die skag verduister. Uit die rook het daar sprinkane na die aarde geswerm. Aan hulle is dieselfde krag gegee as die van skorpioene op aarde. En hulle is aangesê om nie die gras van die aarde op enige plant of boom te beskadig nie, maar slegs daardie mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak, maar slegs om hulle 5 maande lank te folter, deur hulle te pynig met 'n brandpyn, soos wanneer 'n skorpioen 'n mens steek. In daardie dae sal die mense na die dood verlang, maar dit nie vind nie. Hulle sal begeer om te sterf, maar die dood sal hulle bly ontwyk. Die voorkoms van die sprinkane was net soos die van perde wat vir oorlog gepantser is. Op hulle koppe was daar iets soos krone, wat gelyk het asof dit van goud is, en hulle gesigte was soos die van mense. Hulle het ook hare gehad soos die van vroue, en tande soos die van leeu's. Die sprinkane het borsplate gedra, wat soos ysterborsplate gelyk het. Die geluid van hulle vlerke het geklink soos die gedreun van baie perde strydwaans wat opruk vir 'n oorlog. Hulle het sterte met 'n angel gehad, net soos skorpioene. En hulle sterte was daar krag om die mense 5 maande lank te tuister. Die engel van die onpeilbare diepte was hulle koning. In Hebreëus is sy naam Abaddon en in Grieks Apollyon. Die eerste ramp is verby. Kyk hierna kom daar nog 2. Die 6de trompet. Ook die 6de engel het op sy trompet geblaas. En ek het 'n stem vanuit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is, aan die 6de engel met 'n trompet hoor sê: Maak los die 4 engele wat by die groot Eufraat rivier vasgebind is. Die 4 engele wat gereed gestaan het met die oog op hierdie uur, en hierdie dag, en hierdie maand, en hierdie jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mense dood te maak. Die getal soldate in die ruitery was 2 maal 10.000 maal 10.000. Ek het gehoor dat dit hulle getal was. Net so het ek ook in die visioen die perde en die ruiters gesien. Hulle het 4 rooi, oranje kleurig en swaargeel borsplate gehad. Die perde se koppe het soos die van leeu's gelyk, met 4 rook en swaal wat uit hulle bekke borrel. Deur hierdie 3 plaag, die 4 die rook en die swaal wat uit hulle bekke geborrel, is 1/3 van die mense doodgemaak. Die perde se krag het in hulle bekke en sterte gelê, want hulle sterte was so slange met koppe aan, waarmee hulle skade aanrig. Nogtans het die res van die mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, hulle nie bekeer nie, en van hulle werke en van hulle hande nie. Hulle het aanhou om demone te aanbid, en dit ook afgode van goud, silwer en koper en van klip en hout, wat hulle nie kon sien of hoor of loop nie.
Hulle dus nie hulle nie bekeer van moorde, towery, onsedelikheid of stelery nie. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien afkom. Hy was met 'n wolk omhul, met 'n reënboog bo op sy kop. Sy gesig was soos die son en sy voete soos 4 pilare. In sy hand het hy 'n klein oop boekrolletjie vasgehou. Hy het met sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die aarde gaan staan. En met 'n harde stem, soos die brul van 'n leeu, uitgeroep. Nadat hy uitgeroep het, het die 7 donderslae 'n dreuning laat klink. En toe die 7 donderslae galm, was ek op die punt om op te skryf, maar ek het 'n stem in die hemel hoor sê, verseël dit wat die 7 donderslae laat galm het, en moet dit nie opteken nie. Die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy regterhand opgelig na die hemel, en hy eed gesweer by hom wat vir ewig en ewig lewe, by die hemel wat daarin is, en die aarde wat daarop is, en die see wat daarin is geskape het. Daar's nie meer tyd oor nie, maar gedurende die dae wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal die misterie van God en sy doel bereik, soos wat hy dit as goeie boodskap aan sy diensknegte die profete verkondig het. Toe het ek 'n stem wat in die hemel kom weer met my oor praat. Gaan haal die oop boekrol in die hand van die engel, wat op die see en op die land staan. Ek het toe na die engel gegaan en hom gevra om die klein boekrolletjie vir my te gee. En hy het vir my gesê, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond so soet soos heuning wees. En ek het die boekrolletjie uit die hand van die engel geneem en dit opgeëet. In my mond het dit so soet soos heuning gesmaak, maar nadat ek dit geëet het, was dit bitter in my maag. Toe sê hulle vir my, jy moet weer gaan profeteer teen baie volke, nasies, tale en konings. Daar is toe aan my 'n meetstok gegee, wat soos 'n staf lyk. Met die opdrag, staan op, gaan mee die tempel van God en die altaar, en tel die mense wat in die tempel aanbid. Die voorhof wat buite die tempel is, moet jy buite rekening laat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. Hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap, en ek sal my 2 getuies opdrag gee om in sak geklee 1260 dae lank te gaan profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en ook 2 kandelare wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, vlam daar vuur uit hulle monde wat hulle vyande sal verteer. En as iemand hulle kwaad wil aandoen, moet hy ook so doodgemaak word. Hulle beskik oor die volmag om die hemel te sluit, sodat dit gedurende die tyd wat hulle profeteer nie sal reën nie. Hulle het ook die volmag om so dikwels as hulle wil die water in bloed te verander, en om die aarde met elke moontlike plaag te tref. Wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onpeilbare dieptes verrys teenoor oorlog maak, en die oorhand oor hulle kry, en hy sal hulle doodmaak. Dan sal hulle lyke langs die hoofstraat van die groot stad lê. Daardie stad, figuurlik gesproke, Sodom en Egipte genoem word. Maar ook hulle Here gekruisig is. En 3,5 dae lank sal mense vanuit volke en stamme, tale en nasies hulle lyke daar sien lê, maar nie toegelaat word dat hulle liggame in die grafkelders begrawe word nie. Die aardbewoners sal oor hulle jubel en bly wees en vir mekaar geskenke stuur, want die 2 profete het die aardbewoners gevolg. Maar na 3,5 dae het die lewegewende asem van God in hulle ingegaan, en hulle het op hulle voete gekom, terwyl diegene wat hulle gesien het, deur groot vrees oorval is. Toe het hulle 'n harde stem in die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het in 'n wolk na die hemel opgevaar, terwyl hulle vyande hulle agterna kyk.
Op daardie ure daar groot aardbewing plaasgevind en die 10de van die stad het in mekaar gestort. En die aardbewing het 7000 mense omgekom, maar die res het vreesbevange geraak en aan God van die hemel heerlikheid betoon. Die tweede ramp het verbygegaan en kyk, die derde een kom gou. Nou kom ons by die 7de trompet. Die 7de engel het toe op sy trompet geblaas. In die hemel het luide stemme opgeklink wat uitroep: Die heerskappy van ons Here het sy Die heerskappy van ons Here het sy Christus oor die wêreld het aangebreek en hy sal as koning heers vir ewig en vir ewig. Ook die 24 ouderlinge op hulle trone voor God het op hulle gesigte voor God neergeval en hom aanbid met die woorde: Ons dank U, Here God, almagtig, U wat is en wat was, omdat U groot mag opgeneem het en as koning heers. Die nasies was woedend, maar U toorn het ontvlam en die bestemde tyd het aangebreek om die oordeel oor die dooies te vel en om die diensknegte, die profete en heiliges en hulle wat ontzag het vir U naam, klein en groot, te beloon en om die vernietigers van die aarde te vernietig. Toe is God se tempel in die hemel geopen en die verbondsark in sy tempel het sigbaar geword. Daar was ook weerligstrale, dreunings, donderslae en 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Tot sover. Broers en susters, ons tema vanoggend is die tyd raak min. Roep saam met God die wêreld tot geloof. Hy bewaar jou sodat jy in midde van vervolging kan getuig. Geliefde broers, susters en kinders, ons almal wat in God glo, weet wat die een belangrike opdrag is wat die Here Jesus voor sy hemelvaart vir ons gegee het. Die belangrikste werk hier op aarde is dat ons aan alle mense die boodskap van verlossing in en deur geloof in Jesus Christus moet gaan verkondig, sodat almal wat uitverkies is, gered kan word. Jesus het ons geleer dat die wederkoms en die finale oordeel nie kan gebeur voordat al die nasies die woord gehoor het, en dat hy die enigste ware verlosser is nie. Broers en susters, met die 7 trompette vra God vanmôre 2 vrae. Hy vra 'n vraag aan ons as kerk en hy vra 'n vraag aan die ongelowiges en goddelose mense op aarde. Die vraag aan ons is: hoe ernstig neem ons hierdie groot opdrag van ons op en hoe dringend is ons daarmee besig? Die vraag aan die ongelowige mensdom is: hoekom luister julle nie na die boodskap van redding wat die kerk verkondig nie? Ja, die tyd raak min. Ons moet saam met God die wêreld tot geloof roep. God bewaar ons as kerk midde sy oordeel oor die wêreld sodat ons kan getuig dat ons vir die wêreld die boodskap van verlossing deur die geloof van Christus kan bring. Ja, die tyd is min. Die betekenis van die trompette teenoor die 7 seels is baie duidelik. Dit is sterker, meer duidelik en dringende aankondiging en uitvoering van God se oordeele oor die goddelose wêreld. In die Bybel word trompette dikwels gebruik vir die aankondiging en die koms van 'n koning. Die mense word gewaarsku dat die koning in aantog is en dat hulle gereed moet wees. Maar die trompette is ook gebruik wanneer die koning sy leermagte oproep tot oorlog. Met trompetgeskal is die soldate aangevuur om tot die aanval oor te gaan. En dit is die bedoeling van die 7 trompette. 'n dringende waarskuwing aan elkeen van ons. En dit is die koning kom, maar terselfdertyd ook 'n waarskuwing van die oordeel van die Here oor die sonde, sy oorlog teen Satan. Ja, God se aanval, sy oordeel en straf oor die sonde van die bose en die goddelose wêreld. God se optrede word dringender en die trompette blaas.
Almal moet dit hoor en weet, God is op pad en besig om die sondige wêreld te oordeel. Daar is egter ook 'n intensifisering in die uitwerking van God se oordeele, wat met die trompette 1/3 van die aarde tref, teenoor die kwart by die 7 seels. Die eerste 4 trompette voltrek God se oordeel oor die natuur. Die natuur, die bestaansmiddel van die mens, wat deur die sonde van die mens aan verderf en vernietiging onderworpe geraak het, word gebruik om die goddelose mens te straf. Sy lewensmiddele word weggeneem. Gras en bome, seelewe, waterbronne en die natuurrampe wat deur son, maan en planete aangebring word. Daarmee roep God die mens tot. En hy roep elkeen van ons. Die laaste 3 trompette word telkens met 'n uitroep van wee aangekondig. Die woordjie wee word gebruik wanneer iets verskrikliks met iemand gaan gebeur. Met die volgende 3 trompette gaan God die goddelose wêreld met iets verskrikliks tref. God gee die bose wêreld oor aan Satan en sy geestelike vernietiging met leuns en sondes wat die mense se lewens vernietig. Met 'n 5de trompet word Satan en sy skrikwekkende bonatuurlike bose kragte teen die ongelowige bewoners van die aarde ingespan. Hy is die ster wat in die hemel val en hom nou rig op die aarde se verwoesting. Satan se bose magte word geteken met 'n metafoor van sprinkane wat soos perde lyk en met geestelike verwoesting die mense tref. Hulle mag is egter baie beperk. Hierdie bose geestelike magte mag nie die kinders van God tref nie. Hulle wat die merk van God op hulle voorkop dra, hulle kan ook nie die mense doodmaak nie, maar geestelik tuister. Met die 6de trompet word God se oordeel nou baie erger. Nou word daar aan die bose magte die mag gegee om mense dood te maak. Hierdie magte word met die metafoor van 'n ontelbare leermag van perde en ruiters voorgestel, wat met die oorlog en geweld mense doodmaak. Broers en susters, terwyl dit duidelik is dat God se straf oor die goddelose en bose wêreld reeds nou in hierdie laaste tyd gebeur, is dit ook duidelik dat God daarmee 'n dringende oproep tot die bose mense rig om hulle tot God te bekeer. God se bedoeling is duidelik. Dit staan in Openbaring 9 vers 20 en 21. Hy wil mense tot bekering en geloof bring. Deur die verskrikking van die natuurrampe en die geestelike tuistering van die leuns van Satan, wat mense se lewens verwoes en die geweld van oorlog, stryd en rusie, sê die Here. Hy kondig aan met sy trompette, kyk, wat is die gevolge van julle sonde en goddeloosheid? Dit is die resultaat van Satan en sy bose magte en elkeen wat hom volg. Kom tot inkeer. Vlug van Satan en vind julle verlossing in die boodskap en die redding van Jesus Christus. En tog gebeur dit nie. Dit is God se vraag aan die goddelose wêreld. Waarom kom julle nie tot bekering? En daarom is daar ook nou 'n onderbreking in die uitvoering van die trompette se oordele. Dieselfde patroon as by die seels word ook gevolg deurdat daar 'n onderbreking tussen die 6de en 7de trompet is. By die seels het ons gesien dat die onderbreking daar die fokus laat val het op God se bewaring van die kerk te midde van die oordeel. Maar hierdie onderbreking by die trompette laat die fokus nou val op die kerk se taak op aarde. Daardie allerbelangrike opdrag wat Jesus ons vandag op die stad gee, dat ons as gelowiges die woord van God moet gaan verkondig. Te midde van en saam die oordeele van God. Ons moet, ek gaan dit net weer lees, dat ons as gelowiges die woord van God moet gaan verkondig, te midde van en saam met die oordeele van God. God roep hom tot bekering en so ook moet die kerk sondaars tot bekering roep. Die engel verskyn met 'n oop boekie in sy hand.
Dit dui op die beskikbaarheid van die woord van God en die engel roep uit, daar is nie meer tyd oor nie. Die boodskap van verlossing deur die versoeningswerk van Jesus Christus moet dringend verkondig word. Johannes kry die opdrag om die boekie te eet en daar is 'n tweeledige uitwerking. In sy mond is dit soet, want dit is die boodskap van God se liefde en genade. So lief het God die wêreld dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo gered kan word en nie verlore kan gaan nie. Dis die heerlike boodskap wat ek en jy moet vertel en uitdra. Die vraag van die Here is dan, is ek en jy daarmee besig? Die engel roep uit, die tyd is min, broers en susters, is God se opdrag dat jy ook 'n draer en verkondiger van hierdie boodskap moet wees, ook te midde van die chaos in die wêreld. Is dit vir jou 'n dringende, belangrike saak in jou lewe? Maar ek en jy, wat maak ons daarmee? Des te meer, soos ons verlede week in die nagmaal verseker was, van ons redding en die genade van God, waarin ons mag deel as sy kinders. Dit is die boodskap wat nagmaal ook weer vir ons sigbaar bring, die tekens van brood en wyn. Christus is die verlosser van die wêreld. Wie in hom glo word gered en bewaar. Dis waarvan die Here ook vandag vir jou en my verseker. Meer nog, broers en susters, ons word beskerm en bewaar te midde van God se oordeele oor die wêreld, sodat hierdie taak kan bly uitvoer. Johannes kry 'n koninklike maatband om die simboliese tempel te meet. Die tempel hier as simbool van die ware kerk, van alle gelowiges wat deel is van die genade van God en wat in Jesus Christus glo. Die voorhof, die plek waar die ongelowiges ook kon kom, daar word nie gemeet nie. Hulle deel nie in die voorreg van God se beskerming en bewaring nie. Net soos die nagmaal nie vir die ongelowiges en goddelose mense bedoel is nie, maar net vir diegene wat in Jesus glo en in 'n lewende verhouding met hom leef. En ons kan dankbaar wees. Ons word beskerm en bewaar. Hoekom? Sodat ons die God se woord kan uitdra. Ons, ek en jy, en die kerk van die Here is die twee getuies, die twee olyfbome, die simbool van die kerk vervul met die Heilige Gees. Ja, ons wat in die magtige krag van die Heilige Gees die boodskap van verlossing verkondig. Dit is die soet uitwerking van die boekie in Johannes se mond. Die heerlike boodskap van verlossing in en deur geloof in Jesus Christus. Dis die boodskap wat mense red uit die greep van Satan en hulle laat deel aan die heerlike verlossing in Jesus Christus. Daarom, broers en susters, is jy ook met hierdie boodskap besig. Is jou lewe en jou getuienis ook 'n oop boekie waar jy in jou omgewing en tussen jou mense getuienis lewe van God se genade en redding deur Jesus Christus? Dis die vraag wat die Here vanmôre aan ons vra. Die boekie het 'n tweede uitwerking. Bitter in die maag. Die Here waarsku ons dat ons maar beperkte tyd het voordat die anti-kris sal verskyn en die stem van die kerk sal stil maak. Daarom die verskriklike gesig van die twee getuies se lyke wat in die straat lê. Dis 'n metafoor van die kerk wat uiteindelik tot niks sal gaan. Die kerk se geleenthede om te getuig sal verby wees. En dit sal deur die vervolging van die bose stilgemaak word. Maar genadiglik is dit dan die tyd vir die laaste trompet. Die 7de trompet wat ons oë wegtrek van die verskrikking van die laaste tyd, na die hemel waar God steeds op sy troon sit en deur Jesus Christus regeer. Die aankondiging van die heerlike koms van Jesus Christus na die aarde vir die laaste oordeel. Dit bring die uitkoms vir die kerk en die oorwinning vir al die gelowiges. Die trompet eindig met die tempel wat opgaan en die verbondsark wat sigbaar word. God self is op pad.
Broers en susters, dit is waarna ons vandag ook kan uitsien. Die Here is op pad om ons aan die oorwinning te laat deel. Maar tot dan moet ons saam met God die wêreld tot geloof roep. Ons moet ons taak as getuies van God daadwerklik uitvoer, te midde van die chaos van die oordeele van God. En hy roep met oordeele en ons roep met sy woord. Moenie bang wees nie, moenie terugduins nie. Jy's gemeet, jy's deel van God se tempel. Hy bewaar ons tot die einde toe. Gaan uit en verkondig die evangelie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons kom na U toe vanoggend in die naam van Jesus Christus. En ons dank U dat ons 'n lewende, almagtige God kan aanbid en kan ken. Dankie dat ons weet dat U luister wanneer ons bid. Dankie dat U ons gebede beantwoord. Dankie vir U beloftes in U woord. Wat 'n voorreg is dit om die lewende God in Pieterstad te kan dien. Here, ons vra dat U sal wees met ons gemeentelede wat siek is, ons oues vandag, ons eensames. Wees met elke kind en jong mens wat soek na U regte weë. Wees U vir elke gemeentelid, God van naby. Here, ons bid vir die gelowiges om ons, in ons land en die hele wêreld, dat ons die aanslag van Satan sal kan weerstaan en dat ons U evangelie sal bly verkondig, sodat die getal van die uitverkorenes kan vol word en dat ons met verlange na U op die wolke sal uitsien. Verder, Here, bid ons van U leiding, vir ons owerheid en gesag oor ons aangestel. Mag ons land en sy mense in U Vaderhand beskerming geniet. Mag die Heilige Gees ook in verharde harte werk, sodat U woord mag saad skiet en U wil mag geskied in hierdie land. Vader, ons sal aan U al die eer bring, want dis U alleen wat vir ons sorg en wat goed is vir ons. Waar sou ek heen gaan van U Gees en waarheen sal ek vlug van U aangesig? U deurgrond my, o God, U ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Mag die Here Jesus Christus, ons koning en verlosser, in die midde van hierdie gemeente en ook in elkeen van ons se lewens skyn, soos die son op sy helderste, met heerlikheid, krag, genesing, troos en krag. Die tyd raak min. Ons roep saam met U die wêreld tot geloof. U bewaar ons sodat ons te midde van vervolging kan bly getuig. Ons bid alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, na die kollekte sing ons skrif uit 18:6 vers 1 tot 5.
Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.